Goeiemôre en welkom weer by ons reis saam deur die boek van Matteus. Vandag klim ons saam met Jesus af by Gadara. Die verhaal van die besetene van Gadara is die onderwerp van ons gedeelte wat ons vandag gaan lees. Dit kom uit Matteus 8 vers 28 tot 34. Jesus kom aan wal in die gebied van die Gadareners of die Geraseners, afhangend van die manuskrip wat jy lees. Hierdie dorpie is aan die ooste kant van die see van Galilea. Daar ontmoet hy een man volgens Markus en Lukas of twee manne volgens Matteus wat deur demone besete was. Die man is in 'n vreeslike, chaotiese toestand. Hy woon in grafkelders en hy is totaal onbeheerbaar en gewelddadig. En verder kon mense hom nie met kettinge vasmaak nie. Hy het homself gesny en hy het hardop op mense geskree. Wat natuurlik baie traumaties was vir die mense in die omgewing. Toe Jesus naderkom, roep die demone in hom uit: "Wat het u met ons te doen? Jesus, seun van die Allerhoogste God." Dis vir my so mooi. "Moet ons asseblief nie pynig nie," is hulle versoek. Jesus antwoord en vra sy naam, en die antwoord is: "My naam is Legioen, want ons is baie." Die demone smeek Jesus om hulle nie in die afgrond, Hades, of die hel in te stuur, maar eerder in 'n trop varke wat naby Jesus was. Jesus laat hulle dit toe en die demone vaar in die varke in, omtrent 2000 van hulle. En die hele trop storm van die kraans af in die see en verdrink. Nou die reaksie op hierdie wonderwerk in die nabygeleë dorp was oorweldigend, omdat almal hierdie probleem van hierdie besete man geken het. So die mense van die dorp het almal kom kyk en hulle moes aanskou en sien. Die eens gewelddadige man wat skielik heeltemal normaal is, weer geklee met klere en weer by sy volle verstand, waar hy sit by Jesus. Hoor nou hierdie snaakse verwikkeling van hierdie mense in hierdie dorp. In plaas daarvan dat hulle bly was oor hierdie wonderwerk, raak hulle almal vreesagtig en vra Jesus om liewer weg te gaan uit hulle gebied uit. Nou die gevolg hiervan is dat die man wat bevry is van die demone vir Jesus vra om saam met hom te gaan. Maar Jesus sê dat hy liewerster moet teruggaan huis toe en vir sy familie moet gaan vertel hoeveel die Messias, die Here, vir hom gedoen het. Nou die dieper betekenis van hierdie verhaal vir jou en vir my wys Jesus se mag oor die bose magte, die owerhede van hierdie duister eeu, oor die geeste in die lig. Dit wys ook dat niemand op aarde te ver verlore is vir die Here se verlossing en vir sy genade nie. Die dorp se reaksie dui daarop dat mense soms meer bang is vir Jesus se krag as vir die demone self. Hierdie verhaal word 'n kragtige getuienis van Jesus se krag en ook van sy genade vir gewone mense soos ek en jy. Die gedrag en die optrede van die demone in hierdie verhaal van die besetene van Gadara, veral in Markus 5 en Lukas 8, leer ons baie oor die geestelike werklikheid en hoe bose magte funksioneer en werk in ons dag en tyd om ons sonder dat ons hulle sien. Die eerste ding wat ons moet sien is dat demone erken Jesus se identiteit en gesag. Hulle sien in die geestesdimensie die hoof van die geesteswêreld raak soos hy aankom. Die koning van alle konings en die Here van alle Here.
Die onmiddellike vraag vir jou en vir my vandag is, hoeveel van hom, van hierdie Jesus, is al deel van jou en my menswees? Deur heiligmaking of dan deur die uittrek van die ou mens en die aantrek van Jesus om meer en meer soos hy te word elke dag. Onthou dat demone skrik nie vir die naam van Jesus wat gespreek word deur ongelowige heidene nie. Maar hulle vlug vir geesvervulde manne en vroue van God, wat draers is van God se heerlikheid, wat binne in hulle is. Wanneer hulle sy naam in sy krag en autoriteit spreek, beloof die Here dat demone sal vlug en genesings sal plaasvind. Hoekom sien ons so min daarvan in ons dag en tyd gebeur in die wêreld om ons? Dis maar net 'n vraag wat ek wil vra. Miskien wil ons die naam spreek sonder die persoon van Jesus se teenwoordigheid in ons wese en in ons harte. Terug by die demone en hulle optrede. Hulle sê vir Jesus, wat het u met ons te doen, seun van God? Die seun van die allerhoogste God, is vir my so mooi. So hier is 'n interessante les en observasie. Al is die demone in opstand gekant teen God, selfs die demone weet wie Jesus is en vrees hom. Jakobus 2:19 sê, selfs die demone glo, maar hulle sidder. Dit is 'n bewys dat Jesus meer as net 'n mens is. Hy is werklik die seun van God. Die tweede ding wat ons van die demone moet sien vandag, is die demone vrees oordeel. Hulle smeek Jesus onmiddellik, moet ons nie pynig nie, en moet ons nie stuur in die afgrond, of in Hades, of die hel in nie. Hulle weet, daar kom 'n finale oordeel. Hulle weet, hulle tyd is beperk. Hulle vrees die oordeele van God, meer as baie mense in ons dag en tyd. Die derde ding wat ons moet sien is, demone soek 'n woning. Hulle werk deur mense of deur diere. Hulle vra om in die varke in te gaan. Jy sien, demone soek 'n plek om invloed uit te oefen, gewoonlik deur mense. Hulle gebruik 'n liggaam, hulle gebruik emosie en denke as mediums vir hulle vernietigende werk hier op aarde. Hulle het net een doel voor oë, en dit is om te slag en te steel en te vernietig, te verwoes. Toe hulle in die varke ingaan, storm die hele trop van die varke van die kraans af en verdrink. Die duiwel en sy magte kom net om te steel, te slag en te vernietig, sê Johannes 10 vers 10a. Selfs onskuldige diere word verwoes as hulle deur bose magte beset of beheer word. Die vierde ding wat ek en jy vandag moet sien is, hierdie demone is georganiseer en hulle kan baie wees op een plek. Want die demoon se antwoord aan Jesus was, my naam is Legioen, want ons is baie. Dit wys daarop dat hulle georganiseerd is in 'n militêre operasie en gesamentlik werk met mekaar. Die bose werk nie altyd net lukraak nie. Daar is strategiese aanvalle en dikwels is daar meer as een gees betrokke by geestelike onderdrukking van 'n mens. Die laaste observasie wat ek en jy moet sien is, hulle onderwerping is onmiddellik voor Jesus se gesag. Nou moet jy onthou, dieselfde gees is woonagtig in jou en my. Hulle vra toestemming om iets te doen. Hulle kan niks doen sonder Jesus se toestemming. Jesus het absolute gesag en selfs die bose is onder sy beheer. Dit behoort vir enige gelowige, enige Christen,
soveel vrede en rus te gee in hulle hart. Die slotgedagte is hierdie lesse hierbo wys ons dat die geesteswêreld werklik is, maar ook dat Jesus oneindig ver hoër en sterker en magtiger is as enige demoniese mag. Ons hoef dus nie bang te wees nie, maar ons moet wakker en waaksaam wees. Dis wat 1 Petrus 5 vers 8 en 9 sê. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Vers 9 sê, hom, die duiwel, moet julle teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Kom ons plaas ons vertroue in Jesus vandag, wat ons beskermer en ons bevryder is. Hy is werklik groot bo almal. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Is die reddende Here,